gou die vraag bladsy gou weer kry. So sê. Kom ons kyk gou hierna. Ok, nou ek het die vorige keer het ek hierdie vir julle gaan aandui hierso en jou elektriese simbole gaan basies lê soos wat hy hierso lê. Ons moet 'n venstertjie inteken hierso. Ons het 'n deur daar. Ons moet die name van die vertrekke moet ingevul word. Ons het nou nie almal dit nog gedoen nie. Ons gaan nou gou kyk. Dan sê hulle vir my daai is venster 2, window 2 is hierdie enetjie, nê? Nou hy's 500 wyd. So jy gaan moet gaan 500. Dis die vent, dit is window 2 wat volgens hierdie prent wat daar sit, nê? Daar's enetjie, daar's ene aan daai kant en daar's ook ene, nê? So jy gaan nou hê, kan dit gou vir jou highlight. Julle gaan 'n venster hê daarso. Julle gaan een hê hierso en julle het een hierso en hulle almal is presies dieselfde grootte. Nou daar's window 2. Dis sy wyte. Daar's niks met die hoogte wat ek nou moet doen nie. So die wyte is 500 en die skaal is mos nou 1 tot 50 hierso. This one is scale 1 to 50. So ek gaan net sê 500 gedeel deur 50. Right, en 5 gaan in 50 en 10. Right, nou as ek hier gaan kyk en ek sit my as ek hom hier neersit, dan is hy veronderstel om 10 mm te wees, maar hy is 'n bietjie meer. OK, so wat ek doen is ek kry die middel van die gap en dit is daarso en dan meet ek vir my 5 hierdie kant toe en ek meet vir my 5 daai kant toe. As jy hom gaan inteken, daai is 'n reguit lyntjie. Hierdie een is 'n reguit lyn. OK, en hierdie is sommer 'n goeie oefening nou vir die pad taak ook. En net 1 millimeter moet hy oorhang daar. So just 1 millimeter, it should the overhang should only be 1 millimeter. That doesn't have to be a specific size. So always make it 1 millimeter over there. Then the next thing is I'm going to zoom in a little bit there. You are going to find now the wall, not the full distance. You're going to only take the wall and check where the middle of the wall is. Dis omtrent daar, né? En dan gaan ek 0,5 millimeter op, 0,5 millimeter up from the middle and 0,5 millimeter down from the middle. En daar is my venster. Julle, dis hoe hy moet lyk. Die foute wat gewoonlik gemaak word is die kinders teken daai venster in die middel van daai hele ding en dan is dit verkeerd, né? Nee, in die eksamen of in die as ons dit merk, is dit 'n halfpunt daar, 'n halfpunt daar, die vensterbank en 'n halfpunt daar. So dis maklik 1,5 na 2 punte toe vir elke korrekte venster. So jy kan nou dink as jy daai middel verkeerd teken en jy het 6 vensters, is dit 6 maal 'n half punte wat jy in die water gooi, né? Nee. So gaan maak seker dat jou venster so lyk. Goed. By die volgende enetjie, selfe venster daar en selfe venster daar. So weer eens gaan kyk waar is die middel van daai ding. Hulle het hom hierso 12 mm op hierdie een gemaak. Ek gaan die middel kry, dis hier by 6. OK? En ek gaan meet weer eens 5 mm na beide kante toe. So I'm going to go 5 mm up and 1, 2, 3, 4, 5 mm in this direction. Gaan trek hom in. Hy moet slegs 1 mm oorhang. Only 1 mm. You can estimate that 1 mm, but I mean, you can clearly see if it's too far. Okay,
Daar is daai venstertjie. Hy moet in totaal moet hy nie meer as 10 mm wees nie. Myne is 'n klein bietjie uit. Myne hierso is nou 1 mm te klein. Daar so sy. Ek kry die middel van my muur. I get half of the wall. I go half a millimeter to this side. And I go half a millimeter to the other side. En daar so is my venster in daai enetjie, né? Let weer eens op, daai wyte daar en daai wyte daar gaan nie selfde wees en dan voltooi jy net die muur daar so. Jy moet die muur hier in die boek aan die onderkant gaan jy ook voltooi. Daai lyntjie moet jy toemaak en daai lyntjie moet jy toemaak, né? So dis hoe jy die vensters inteken. Daai ene is presies dieselfde. Nou, hy moet 10 mil wees. Ek het nie nou die middel gekry nie, hy moet eintlik daar sit. En dan nou daar sit. Should be 10 mm. Daar so sy. Okay, en trek hom hier oor, trek hom hier oor. Luister. Ons gaan nou kyk gou. Okay. Right, dis julle by met daai enetjie, daai vensters, so die res van die vensters werk op dieselfde manier. En die res van hulle werk op dieselfde manier. Hier gaan net 'n wyer venster wees aan hierdie kant. Ek dink dit is venster 1. Window 1 en window 1 se buite is 1000. So hierheen gaan wees 1000 gedeel deur 50. 5 gaan na 120. So kry die gap. Daar is die middel 20 mm in totaal. Trek jou lyntjie. Trek jou lyntjie daai kant. Millimeter oorhang. Millimeter daar in die middel. En daar so sy myne het so klein bietjie van 'n oorsteek daarso. Daai lyntjie moet toe wees daar. Daai lyntjie moet toe wees daar, né? Goed. Dan het ek 'n vraag gou vir julle. En die vraag is, sê nou maar hulle sê vir my hierdie mure is suursteenmure. Hoe gaan ek dit teken? Hoe gaan ek dit hatch? Ja. Okay. So as hulle vir jou sê daar is 'n suursteenmuur, dan gaan jou hatching wees dubbel, single, dubbel, single, dubbel, né? So as dit 'n gewone pleistersteenmuur is, dan sit die dubbel, dubbel, dubbel ensovoorts, né? Hulle sal dit vir jou sê in die beskrywing, né? Hulle sê hierso vir ons, kom ons kyk gou. As hulle niks sê nie, dan kan jy aanneem dit is gewone pleistersteen. Hulle het niks hier gesê nie. Nee, wat hulle sê niks hierso nie. Nie wat ek sien nie. Ja, hulle het niks hier gesê nie, so dan nie te worry daaroor nie. Wat ek wel nog met julle wou deurgaan was die vensterbank. Ek sal dit nou met julle gou deurchat. Okay, nou hier's 'n belangrike ene miskien ook gou. Julle moet nou daai deur inteken. Hoekom lyk daai deurraam so weer daar?
Why does it look that way? Wat se tipe deurraam is dit? Sê hulle vir jou raam. Ek sien niks hierso nie. Kyk net gou. Hier's niks gesê nie, maar as ek kyk na dit, wat se tipe raam is daai? Is dit 'n hout of 'n staalraam? Daai is 'n staalraam, nê? Nee. Hoe sou 'n houtraam gelyk het? Hy lyk vir my soos 'n staalraam. As jy by die skynat klasse kom, gaan jy sien, hy lyk amper soos dit, maar hy lyk so van bo af. So jy kan daai raam aan enige twee van die kante kan jy die deur insit, nê? Nee. Maar hierdie lyk vir my soos 'n metaalraam. Hulle sê dit nie daar nie. Maar jy hoef ook nie te worry daaroor nie. Hoekom nie? Want hulle gee dit klaar vir jou op die tekening. OK. So wat moet ek nou met my passer doen? Ons kyk vir haar. Nou julle weer eens, hierdie goed moet ons reg kry. Ons kan nie foute maak hier nie. Nou my deur se raam, dit gee hulle vir my daar. Hulle sê nie to fit, so dis volgens wat ek hier het. En hulle sê vir my die dikte is 50. Nou wat is 50 gedeel deur 50? Dis 1. So dit wil sê jy gaan die deur se raampie hier inteken, die fisiese deur. Hy gaan 1 mm wyd wees. So jy gaan vir jou lyntjie hier opprojekteer. Daarso. En enetjie parallel aan hom. Alright. En jy gaan hom inteken in daai blokkie daar. Moet ek hom die kant sit of daai kant sit? Watter kant moet daai deur ingeteken word? Sou julle sê. Nou die venster se kant toe, hoekom? Daar's meer spasie daarso, nê? Nee? Kyk, hierdie passer wat ek nou gaan gebruik, is 'n bietjie los, so ek gaan gou kyk. Sit hom op daai skenierpunt daar. Maak hom oop tot daar aan die binnekant. En ek gaan trek vir myself hierdie boog, hierdie passer gaan nie werk nie. Andersdan moet ek 'n sirkelstensel gebruik. Jy kan 'n sirkelstensel ook gebruik. Baie dankie. Kom maar, reg. So ek gaan sommer hierdie enetjie vat. Dankie man, nee. So ek gaan hom daar insit, maak hom oop tot in daai gappie. En jy gaan trek vir jouself daai boogie in. OK, ek gaan veer daai boonste stukkie uit. En ek maak hom reguit daar aan die bokant, né? Daar's my deuropening. Hy moet 1 mm wees. Jy kan nie daai vryhand trek nie, dan gaan jy nie punte kry nie. Nou het ek nog 'n vraag vir julle. Moet hier 'n lyntjie hier wees, ja of nee? Wat sê julle? Kyk, hoe weet ek daar moet 'n lyntjie wees daar? Yes, mooi. So as jy gaan kyk, dis nie altyd wat daar 'n lyntjie gaan wees nie, maar as ons kyk na hierdie prentjie, dan gaan julle sien dit is daarso. En jy gaan sien tussen die voltooide vloervlak en daai trappie is daar 'n gap. So dit wil sê daar moet 'n lyntjie wees daar. OK, so let net op daarna, dis nogals belangrik. Maak seker dat jy daai lyntjie daarin het. Goed. Dan hier by die garage, ons sal nou daarna kyk. Ek gaan ter wille van die tyd gaan ek nie nou die hatching insit nie. Let net op, julle, as jou tyd in die eksamen gaan nie so baie wees nie, nê? So moenie jou hatching van jou mure so naby mekaar maak nie. Maak dit 'n lekker spasietjie uit mekaar, so 1 sentimeter en 'n half teen 45 grade. Maak seker hy is teen 45 grade. Skraap sommer vir jouself 'n lyntjie in. Wat ek deesdae doen is,
om nie my driehoek te beskadig nie. Ek vat 'n koutjie en ek hou my vinger daar en ek trek net my vinnige lyntjie. Ek hou my vinger teen die rand, maak ek my vinnige lyntjie daar en ek gebruik dit dan as my met 'n nie permanente koutjie en ek gebruik dit, sê nou maar ek begin hier aan die onderkant, ek wil vinnig vir julle wys. Sê nou maar, daar is my eerste lyntjie. Ek skuif hom tot op daai lyntjie, ek doen my tweede ene, skuif hom tot daar, doen my derde ene en so hardloop ek reg deur. As ek dit klaar gedoen het, dan vat ek, hier's mos nog 'n randjie hierso, nê? Dan gebruik ek daai randjie en ek sit net hom by. Daar's my eerste een, daar's my tweede een en so gaan jy net aan. OK, ekskuus, ek het dit nou baie rof gedoen want ek is bietjie hastig, maar dan gaan jy vind dat jou spasiering sal korrek wees, nê? Onthou jou binnemure gaan ook op dieselfde manier geasseer word, gehatch word. Goed, kom ons beweeg gou aan na iets anders toe. Julle, of jy nou jou pad doen en of jy 'n huisplan doen in 'n taak, hier's jou plek waar jy moet punte kry, nê? So julle kan sien, hierdie is maar 'n redelik kopieerwerk, dis nie vreeslik baie dinkwerkie. Die enigste plek waar jy 'n bietjie gaan moet dink is by die snit. En die res van die goed, so ek sê, is redelik voor die hand liggend. Daai maak ons maar net seker hy's die regte grootte. Ek gaan hom ook gou inteken, ek swaai hom daarso en ek moet onthou hy moet 1 millimeter wees. Moet jy aan die kant van die verkieslik ja. OK, hoekom sal ons hom hier sit, het ons gesê? Ek sien daar's 'n trappie meneer na en dat is nie na huis en na die ander kant toe. OK. Dit is nie 'n kom ek gaan dit vir jou so stel, nê? Is maar net 'n makliker manier. Dit gaan oor spasie, nê? As jy nou 'n deur het wat hierdie kant toe oopmaak, dan is dit net moeiliker. Verstaan jy? So ons probeer gewoonlik deure teen daai kant sit, want dan as jy om hierdie kant sit, dan beteken dit jy kan niks agter daai deur sit nie. Verstaan jy? Maar as hy hierdie kant is, dan maak hy uit die pad oop, selfs met hierdie een. Gewoonlik soos jy instap in 'n vertrek, maak jy hom daai kant toe oop, nê? Goed, so dis belangrik. Dan die name van die vertrekke, ek sal net vir julle so enetjie doen. Hierdie enetjie het hulle vir ons gesê is ons kyk net gou, wat is daai vertrek? Dis A en hy is kyk gou vir ons ergens daai skedules sien. Hierso sê hulle net finishes, garage, granu, washroom, tile. OK, so wat jy gaan moet skryf hierso, en hierdie is, dit wat ek nou sê, moet julle van kennis neem. So, trek vir jou 2 konstruksielyne. Hierdie is die waskamer, so hier gaan jy skryf tile, of tiles. Jy moet dit in standaard 4 mm skrif doen. Hierdie een gaan jy skryf granu. Dis 'n tipe vloerafwerking. Goed, en dan uit die aard van die saak gaan jy ook altyd hier moet byskryf, wat is hierdie? So hierdie is die waskamer. En hierdie ene is die garage. OK, belangrik, as jy hierdie goed skryf dit of horisontaal of vertikaal. As jy dit skuin skryf, gaan hulle vir jou 0 gee daarvoor. OK, so jy moet hom horisontaal of vertikaal gaan skryf. OK, vertical or horizontal. Julle, in die toetse is dit gewoonlik die goed wat die kinders uitlaat. Dis hierdie klein goedjies, hulle vergeet daai, nê? So jy moet maar aftik, soos wat julle aangaan, tik maar af, maar dit gaan altyd daar wees. Yes. How long is a door? Okay, so normally a standard door will be 800 millimeters wide. So what they do is here, they already provide you with a frame. So you can use this as your width of your door. And the thickness of the door will always be 50. That's a standard size, but they do provide that here on the page. So they give you
they say to fit. So what they are saying is, fit this door into that gap. So that's why I'm putting it in the frame. I'm drawing that arc, and I just make this a millimeter. Why? Because they tell me that the thickness of the door is 50. But if they don't tell you that, you can remember a standard door is 50. So Kirsten, what I normally try and do is, some of these things are standard, like the window there and there. This will, on a scale of 1 to 50, this will be a millimeter. If you know that, then in the exam you don't have to think about it, you just go and you draw it in. Okay, so that's going to save you some time. Okay, dan wil ek gou, dis nie vreeslik baie wat ek hier wil doen nie, behalwe die elektriese simbole. Ek dink dis belangrik. Now, they always give you a whole list of electrical symbols here, but you're not going to use all of them. Okay? Die foute kan ek nou al vir julle sê wat die kinders maak in die eksamen is hierso. Where they say N. Now N refers to the amount of tubes in the fitting. As julle kyk hier bo in die dak, gaan julle sien hier's 'n klomp single units in en elke unit het net een lig in. Maar jy kry mos so in van die klasse het jy 2 buise in 1 unit. So daai wat julle sien, die N is die aantal buise in 1 unit. So the N times 40 watt, the 40 watt is the rating of the tube that's in there. So in this case, this will be 1 times 40 or 1 times 10 watt or whatever the rating of that light would be. The wattage is how bright the light would be. Okay, so just instead of putting in an N, just check what they are saying, because they will tell you. So kom ons kyk gou vinnig wat sê hulle by die elektriese simbole. So they tell me fluorescent light by the number 3 is a 2 by 40 watts. So now let's quickly have a look where we see a number 3. Now number 3 is over there. That's over there. And then I'm first going to draw that. Okay, so min of meer, ek is hierso. Josh Smith op nummer 1. Sê gou weer. Josh Smith. Nee, hier is nie so iemand by my. Kom ons net Luca nie by my kom haal asseblief. Okay, hy is nee, wat sê maar net gou vir meneer langsaan. Daar Josh Smith se glue gun is by Tannie Anita, ek gaan gaan haal. Alright. Goed, so kom ons sit gou die tube fittings gou vir julle in. So hy gaan min of meer, hy het nie 'n spesifieke grootte nie. Okay, so jy gaan vir jou lyntjie trek hierso. Nou, hulle gee vir jou daai simbool, nê? Nee. So hy is, dat ek net gou kyk, waar is hy? Daarso is hy. Dis die simbooltjie daarvoor. Daar's net een van 3 tipes ligte wat jy kan teken. So die enetjie sit ek hier in, die ander enetjie sit ek hier in. Moet hy presies wees? Nee, min of meer waar op die plan is, moet jy die lengte, is dit spesifieke lengtes, glad nie. Okay? So jy teken daai in, ekskuus, daai lyntjie is 'n bietjie lank. En nou, hierdie is nou 'n baie goeie plek om een van 2 goed te gebruik. Nou ek sal gewoonlik gebruik of 'n pleksiekurwe of as jy nie 'n pleksiekurwe het nie, gebruik 'n Franse kurwe. As jy nie 'n Franse kurwe het nie, gebruik hierdie ene. Okay, so hy kan oor daai name loop. Verkieslik nie, maar dit gaan nou nie issue wees nie. So ek gaan hom sommer so maak. Okay, nou al wat dit beteken, baie dankie hoor. Daai 2 fittings is vas in mekaar, nê? Nee. Nou sê hulle vir my hier in die hoekie, sê hulle vir my, daar is 'n nommer 1. Nou volgens hierdie ding is nommer 1 'n one-way switch double pole. Okay, wat beteken dit? 'n one-way switch double pole is daai ene daar. Okay, wat is dit? One-way switch meaning one box with 2 switches in it. Okay, that one has got 3. Daai is die korrekte ene. This one is 1 box, 2 switches. That one is 1 box and 1 switch. Okay, maak dit sin? Dan gee my sê meneer, wat is daai ene? Daai ene lyk soos 'n gewone switch, maar aan die binnekant is dit 'n single pole double throw switch. Nou,
Die van julle wat skynat het, sal dit verstaan. 'n gewone skakelaartjie lyk mos so. Net aan en af in skynat, nê? Dis daai ene. Almal van hulle is eintlik so. Kyk, so jy het een punt wat inkom, die krag kom aan een kant in, hy gaan uit aan die ander kant. Hierdie ene lyk so. So single pull, double throw. So hy het een knoppie, maar as jy die knoppie druk een kant toe, ek het so 'n voorbeeld hier, dan gaan hy soontoe, en as jy hom weer druk, dan skakel hy onder toe. So al het jy een boksie met een switch in, het hy binne in die boksie, het hy 3 kontakpunte in plaas van net 2. So if that doesn't make sense to you, don't worry about that. The only difference is, that is why we draw this one different from a normal switch. Okay, so dis hoekom hy 2 goedjies aan het, en dit is 2 rigting skakeling, né? Nou julle gaan gebruik hierdie enetjie. So hoe teken ek hom? Jy gaan hom nie met jou passer teken nie. Jy kan enigiets gebruik wat 'n gaatjie in het, nê? Wat min of meer daai size is. 'n Circle stencil is altyd 'n goeie idee. As jy nie 'n circle stencil het nie, gaan koop vir jou een. Hulle verkoop hulle by OK hier in Wellington, is dit by Pick n Pay, is dit duur nie. Myne is ergens op my netjie se lesenaar op die oomblik, ek weet nie nou waar hy is nie. Maar, so, het jy vir julle 'n circle stencil wat ons gou vinnig kan gebruik, dan wys ek gou vir jou. Baie dankie. So, enige size, min of meer die grootte van wat jy moet hê. Nou my skakelaartjie hierso sit hier by die garage, as ek reg onthou. Daarso sy, so ek trek 'n sirkeltjie, sit hom vas teen die muur, en al wat jy doen is, jy trek sommer vir jou lyntjie die kant toe, en niks vryhand daar nie, alles met instrumente, en jy sit vir jou 2 streepies aan daar. Dan jy sê, meneer, hoekom? Want een skakelaar hardloop nou na hierdie ligte toe. Kyk, ek kry baie kinders wat daai boog trek na daai switch toe. Hy moet nie soen toe gaan nie. Hy moet na die sirkeltjie toe gaan. OK. So neem kennis. Wat moet ons hier inskryf? 2 maal 40 watt. Ons moet daar byskryf 2 maal 40 watt. En die bokant 2 times 40 watts. OK. En aan die buitekant hierso het ek 'n muurgemonteerde lig, as ek reg onthou. So a wall mounted light would be that one over there. That's a wall mounted light. En hy sit, kom ons kyk gou vinnig, hy sit hier in die middel, nommer 4, that's number 4. So wat maak seker dat jy hom so entjie wegtrek, sit vir jou daarso, trek vir jou 'n lyntjie, just draw a little line, like that, en trek vir jou 'n kruisie hierso, trek vir jou kruisie daai kant toe. Jy kan, as jy sukkel daarmee, maak dit net 45 grade, en nou gaan ek met my fleksie of Franse kurwe, of wat jy ook al wil gebruik, sit hom net daarin, en jy trek hom net na daai switch toe, na daai liggie toe, en daar is my ander enetjie. OK, so wat sê dit vir my? Een switch skakel daai 2 ligte gelyktydig aan, die ander skakelaar beheer my muurgemonteerde buitelig. Wat is 'n muurgemonteerde lig? Beteken net, hy sit bo die garage deur. Hy sit nie teen 'n dak vas nie, né? Hierdie is alles buisligte, 'n gewone lig wat jy in jou huis sit. Hierdie wat ek wil amper sê, hierdie Edison bulbs en die energy saving bulbs, dis net 'n gewone kruisie. OK. Goed, dan daai een kan julle op julle eie gaan inteken. Ek dink jy sal weet hoe om dit te doen. Ek wil gou die garage deur. Goed, garage deur is nie iets wat ek in die SANS dokument al gesien het nie, maar ek het hom eendag gaan opsoek en toe kry ek hom in een van hierdie boeke. So ek gaan gou vir julle wys hoe hulle hom aandui. Gewoonlik
in hierdie geval sal hulle vir jou 'n prentjie gee. Ek dink ek het daai boeke nou vir iemand van leer. Ek dink dit vir Daniel geleen. Maar dis fyn. Die garage deur, kom ons kyk wat gee hulle vir ons vir 'n simbool. Hulle behoort dit vir jou te gee. So al wat hulle hier gesê het is 'n oprol garage deur. Hulle sê vir ons hy's 2500 mm wyd en hulle sê vir ons hy's 450 dae. So as ek dit gaan deel deur 50, kom ons kyk wat kry ons. Dit lyk soos 50 mm en hierdie ene is dit lyk soos 9 mm. As ek nou nie verkeerd is nie, my wiskunde reg is daar, is hy 9 mm en 50 mm. Right. So al wat ek hier gaan teken, soos ek sê, daar's nie 'n spesifieke simbool vir hom nie. Ek sal hom net gaan inteken as 'n reghoekie en hy is, ons het gesê 50 mm. Nou kom ons kyk gou. Nou hier is 'n probleem, want ek sien hierso dat hierdie garage deur opening is minder as 50. So dit beteken dis eintlik 'n fout hierop, né? So ek gaan hom net nog steeds teken soos wat ek sou. Ek gaan hom net 'n bietjie smaller maak. Ons pas hom net aan. Hy moet 9 mm wyd wees. So ek gaan hom van hier af gaan ek 9 mm teken. Klink dit vir julle reg? Werk gou uit wat is my wiskunde sommetjie reg daar. 450 gedeel deur 50. Dit is mos 9, né? OK. So dit voel net vir my baie groot. Gaan hom daar inteken. Ek sal nou kyk hoe hulle dit geteken het in die memorandum. Maar dit is nie 'n standaard sun simbool wat ek al daar gesien het nie. So ek gaan net dit so inteken met 'n senterlyntjie in die middel wat nou vir my gaan aandui 4,5 mm van die kant af. Dis die middel van daai garage. Ek is nie seker of dit korrek is nie. So kom ons kyk net gou vinnig daarna. Ek gaan net vir jou dit double check. Kom ons kyk gou hier in. Ja, jy kan nog nie gebruik, dankie hoor. Kom ons kyk gou hierso. My vermoede was nogal se verkeerd nie. Daar's hy. As jy daar gaan kyk op die memo wat hulle gegee het hierso, het hulle hom presies geteken soos ons hom geteken het, maar hulle het vir een of ander rede dit aan die binnekant gesit. En ek dink ek weet hoekom hulle dit gedoen het. Hoekom dink julle het hulle daai deur daar gesit? Dis 'n praktiese ding, maar ek sou nou nie so daaroor gedink het as ek julle was nie. Hoekom dink julle het hulle daai deur so geteken? Gaan net gou pause hierso.